Baie welkom, dis baie lekker om saam met julle te kuier. Ek maak verskoning vir so 'n minuut of 3 wat ek laat is. Hier by ons het die krag onverwags afgegaan. Ek moes toe nou eers die generator aansit en toe nou eers die wifi reset. Nou ja, dit is lekker om vanaand saam met jou te kuier. Ek glo jy het 'n besonderse mooi dag agter die rug en dat jy ook aan die einde van die dag gekom het en jy rustig is en jy gereed is vir vanaand se woord. Ek is verseker opgewonde oor dit wat die Here in store het vir elkeen en mag jy ook vanaand sommer maar net geniet sy guns en sy heerlikheid. Ek weet u het 'n verwagting. Nou ja, gisteraand was ons besig geweest en ek wil tog nou net sê dat ons is dankbaar. Karen se operasie het baie goed afgeloop en dinge het is mooi in plek en sy het nog baie seer en nog baie geswel en ek dink die blou en die pers gaan nog heel wat wees, maar ek kon al reeds sien, ek sê vir haar gisterand liefie, ek kan al reeds sien dat waar die merke was en waar die dokters gewerk het, lyk al baie beter. So, ons vertrou die Here vir 'n volkome werk, 'n genesende oomblik wat plaasgevind het ook in haar liggaam en God se tyd is die beste tyd. En vanaand wil ek jou uitnooi om sommer maar net jouself oop te stel en ook te hoor en te ervaar wat die Here vir jou in store het. Vir my altyd lekker om my woord met jou te deel. Ek het gisterand gemis en ek is bly ek is terug. Vir julle wat op TikTok saam kuier en op Facebook, julle sal sien wat as dit jou eerste keer is, my nommer, 'n WhatsApp nommer verskyn daar. As jy op ons groepe wil kom, is jy meer as welkom. Die groepe, ek wil dit net weer eens sê, dit help nie jy probeer op daai WhatsApp nommer bel nie. Ons gaan nie reageer nie. Mense, ek dink nie julle besef dat die WhatsApp nommer wat ons gee is net vir die groepe om die goeders op te sit en jy weet met julle te deel. Die nommer wat daar is alleenlik die ekstra nommer is wanneer mense beradingssessies boek en dit is dan by die kantoor of dan aanlyn uursessies. Maar die nommer gaan nooit opgetel word omdat hy is nie so gestel dat as jy bel en niemand tel op nie. Moenie dink ons is arrogant nie. Ek wil vir u sê, gisteraand het ek net gesê dat ek gaan nie aanlyn kan gaan nie. En daar was oor die 110,000 boodskappe. Die boodskap wat ons net daarna geplaas het, dat sy's uit die teater en dit gaan goed, was oor die 300,000. Ons is dankbaar. Maar ek dink u besef ook dat dit net half onmoontlik is om elkeen op te reageer. En ek dink ons doen baie goed om by die 99% van dit uit te kom. Scammers is 'n probleem. As jy 'n scammer sien, blok hom myself, rapporteer hom. Ons probeer van ons kant af Renier is op Facebook. Hy plaas my nommers aan Karen en Ivan en Elmarie op TikTok. Here, wat 'n voorreg dat ons vanaand saam kan kuier in die teenwoordigheid en vanaand nie te besing, u glorie, u liefde. Daar is niemand soos u nie. Niemand wat opgemeet en vergelyk kan word met u nie. Dankie vir u wil. Dankie vir die krag. Dankie vir sterkte wanneer ons voel, ons het pyn en ons wil gaan lê. Lig u ons op, u omvou ons met die krag en met die sterkte. Vanaand, Here, bid ek in 'n besonder dat hierdie sessie 'n sessie van deurbraak, 'n sessie van genesing sal wees vir baie in Jesus se naam. Amen. Môre aand is ons gebedstyd en na die tyd moet jy ook jou gebedsversoeke opsit op 'n blad en natuurlik almal wat hulle boodskappe stuur, bid ek voor soos dit deurkom en in die aande op donderdae aande, soos môre aand, ons ouer gewoonte vir almal bid. Vanaand wil ek met jou oor iets praat wat ek al 'n paar keer in ander onderwerpe aangeraak het en ek glo dat vanaand hierdie onderwerp vir jou iets besonders gaan beteken. En dit is dan ook wanneer
Jy weet, ek en jy by 'n plek kom en ons deur iemand of deur iets seer gemaak word. En ons moet weer die stukke optel. En ons moet weer aangaan. Want op een of ander manier ly ons almal. En almal is in dieselfde bootjie. Selfs die lachende, die ongedeerde, ongeërgde skare ly. En hulle natuurlik probeer mense maar daai seer kry, wegsteek agter 'n smile, agter 'n mombakkie. En dit voel baie keer vir jou en my, dat dit nie altyd wil weggaan nie. Wie ly? Die ouers van 'n verlore seun en 'n dogter ly. Miljoene ouers is diep seer gemaak, en ek dink daar's baie van u wat vanaand dalk saam sit en luister, wat sê ek is seer gemaak deur 'n seun of deur 'n dogter, wat hulle verwerp het, en wat voel pa en ma is te eng. Daardie liefhebbende ouers rou oor die misleiding en die misdadigheid van 'n kind, wat eens op 'n tyd liefdevol was en goed was, wat nou uitgedraai het as 'n harde, moedswillige kind. Baie ouers se kinders sit in tronke. Baie kinders is verslaaf aan dwelms en ouers moet met dit deel. Dan dink ek aan die slagoffers van gebroke huise. Die verlate vrou wat verwerp is deur haar man vir 'n ander vrou. Die man wat die liefde van 'n vrou verloor het, die kinders wat hulle sekuriteit verloor het, en ons kan vanaand so aangaan, daar's soveel seer, ander ly weer aan siektes, kanker, hartprobleme en 'n menigte menslike siektes. En so kan ons aangaan en vanaand vir mekaar sê dat hierdie is die realiteit. Ek gaan net hier so 'n bietjie stel, en tog sien ek dat om deur 'n dokter vertel te word, jy het kanker, jy kan sterf, dis hartseer. Dis die realiteit. En vir jou wat deur 'n skrikwekkende oomblik gaan, wat deur sulke dinge moet deel, God is met jou. Maar baie wat hierdie boodskap vanaand na luister en moontlik dalk hierdie boodskap na die tyd gaan deurlees, beleef in hulle lewens as mans en as vrouens soveel pyn en hartseer. 'n minnaars breek op, 'n kerel of 'n meisie loop weg en trap op dit wat eens 'n pragtige verhouding was, en al wat oorbly is 'n gebroke, gewonde hart. En wat van werkloosheid? Kom ons praat vanaand 'n bietjie daaroor. Die moedeloses wie se drome in duie gestort het. En vanaand sit jy dalk en luister en jy sê, my drome het in duie gestort. Daai vasgekluisterdes, die gevangenisse, die alkoholus, die angswekkende, die persoon wat aan depressie ly, dit is waar op een of ander manier ly elkeen van ons iewerste. En elke man wat vanaand luister en vrou wat luister, dra op een of ander tyd 'n swaar las van pyn, 'n swaar las van lyding. En ek het ook besef dat daar's nie 'n fisiese keer vir dit nie. Wanneer dit diep seer gemaak is, kan geen mens op aarde hierdie innerlike vrese en diepte pyn stil nie. 'n pilletjie gaan dit nie regmaak nie. 5 pilletjies, 10 pilletjies gaan dit nie regmaak nie. Wanneer jy in daai diep gat sit vanaand en jy luister na hierdie boodskap, wil ek jou uitnooi en ek wil jou uitdaag om vir die volgende 40 minute aandagtig te sit en te luister na hierdie boodskap. Want God het vanaand met jou 'n afspraak. Wanneer die diep seer gemaak is, kan niemand daai innerlike seer en vrees kom stil en selfs nie 'n pil nie. Selfs die beste vriende kan nie werklik die stryd waardeur jy gaan
of die wonde wat jy toegedien word, verstaan nie. Niemand verstaan dit wat jy, meneer, mee deel nie. En ek wil vanaand sê, nie eers ek kan saam met jou bid, en ek kan daar wees vanaand vir jou, en jy sal vanaand self weet, niemand verstaan daar innerlike seer en pyn, wat jy self trotseer, en wat jy jou in die nagte wakker hou nie. Ek het met hoeveel mense in my lewe al gesit in 'n kantoor, en in berading, en gesels, en ek besef, dat net jy stap met dit. Slegs God ken daai seer en kan daai golwe van depressie, daai gevoelens van eensaamheid en die gevoelens van mislukkings wat oor jou kom, net God kan dit in jou lewe kom stilmaak. Ek sien vanaand weer, hulle is lekker besig, die klomp scammers. Ek wil verder gaan om te sê dat geloof in God se liefde alleen kan die seergemaakte gemoed van jou binneste kom herstel. En as ek dit vanaand vir jou sê, wil ek vir jou sê, die verbryselende en gebrokene hart wat in stilte lê, kan slegs genees word deur 'n bo-natuurlike werk van die Heilige Gees. En niks minder nie as goddelike ingryping werk regtig. Dis al wat vanaand ook vir jou kan oplig, wie jy jou kan van die donker in die lig plaas. God, Boetas, sy sal luister, moet in jou lewe ingryp. En ek wil vir jou sê, jy moet toelaat dat hy ook oorneem. En hy moet ons lewens onderskep, by die breekpunt en sy liefdevolle arms uitstrek, en natuurlik daardie seer liggaam en gemoed onder sy beskerming en sorg inbring aan ons lewens. God moet na vore tree, en ek sien dit, as 'n sorgsame Vader, en wanneer jy hom toelaat, kom hy en hy demonstreer, dat alles in jou lewe ten goeie sal meewerk, wanneer jy en jy alleen hom toelaat. Hy moet met sy eie krag die stormwolke wegneem, die stormwaters kom stilmaak, die wanhoop en die somberheid wegjaag, al die trane kom afvee en die smart vervang met vrede in jou gemoed, sissa. Boeta, hoor jy vanaand wat die Here vir jou ook kom sê? Waarom ek, sê jy dalk, Here? Waarom ek? Wat die seerste maak, is dat jy weet dat jou liefde vir God sterk is. En ek dink ons almal besef dit, wat deur dinge gaan. Maar jy kan skynbaar nie verstaan wat hy in jou lewe probeer doen nie. En jy sou kon verstaan waarom gebede onverhoor bly, indien jy koud teenoor sy liefde was. As jy van God af weghardloop en wegloop, sou jy waarskynlik kon verstaan waarom die toetse en ernstige beproewinge aanhou kom. En as jy 'n volslaa sondaar was, wat die dinge van God verag het, sou jy jouself so ver kon bring om te glo jy verdien om seer gemaak te word. Maar die hart op die weg nie. Jy verwerp God nie op enige manier nie. Jy verlang dan om sy volmaakte wil te doen, en jy verlang om daar te wees, en jy smag daarna om God te dien met alles wat binne in jou is. En dit is waarom jou seerkry dalk vanaand so verlammend is. En dit is waarom jou seerkry so pynlik is. Dit laat jou voel of daar iets verskrikliks met jou verkeerd is. Jy bevraagteken jou geestelike diepte, en soms bevraagteken jy
jou eie gesonde verstand. Van iewers af diep binne in jou fluister 'n stem, miskien is ek op een of ander manier foutief. En jy sit nou, en jy sit dalk met daai verhaal. Want miskien word ek so diep seer gemaak, omdat God nie veel goed in my kan raak sien nie. En ek so buite sy wil moet wees, Stef, dat hy my moet tigtig om my gehoorsaam te maak. Dis ons baie keer voel, want ons kry nie antwoorde nie, en ons verstaan nie. En dan is dit so dat vriende ons probeer help, en 'n verbryselende en 'n gebroke hart veroorsaak die mees volterende pyn bekend aan die mensdom. Want die meeste ander menslike lyding is sleg fisiek. Ja. Maar hart het ek agtergekom wat seer gemaak is, moet 'n pyn ly, wat baie fisiek en geestelik is. En vriende en geliefdes kan help om die fisieke pyn van 'n gebroke hart te help stil. Wanneer hulle daar is, lag, lief hê, sorg, lig die fisieke pyn, en daar is tydelike verligting. Maar die nag kom, en hoor wat ek vir jou sê, wanneer die nag kom, en daarmee saam kom die angs van geestelike pyn, die alleenheid. Ek het al ervaar dat pyn vir my voel, is altyd erger in die nag. Eensaamheid val soos 'n wolk wanneer die son verdwyn. Die hartseer bars uit wanneer jy heeltemal alleen is en probeer verstaan hoe om die innerlike stemme en vrees te hanteer wat aanhou opduik in my lewe. Jou vriende wat regtig nie verstaan waardeur jy as 'n vrou of as 'n man gaan nie, bied allerhande maklike aan oplossings. En dan raak hulle baie keer met my en met jou ongeduldig, omdat hoekom sit jy nog daar waar jy sit? En hulle is oor die algemeen gelukkig en sorgvry op daardie tydstip, en hulle kan nie verstaan waarom jy nie net daaruit sal snap nie. Hulle dink jy gee jouself oor aan selfbejammering. Hulle herinner jou dat die wêreld vol gebroke, hartseer mense is, wat al hierdie dinge wat jy nou ervaar het, oorleef het al in hulle lewens, Stef. Maar dikwels wil hulle daardie eenmalige, alles geseënde, alles oplossende gebed vir jou bid. En jy word dan aangesê om jou geloof vry te stel, 'n belofte op te eis, 'n genesing te bely en weg te loop van hierdie wanhoop af. Mense, ek hoor wat mense sê, maar dit werk nie so nie. Dit is alles goed en wel, maar dit is prediking wat gewoonlik kom van Christene wat nog nooit baie lyding in hulle eie lewens geken het nie. En hulle is soos 'n Job se baba oppasser, wat al die antwoorde geken het, maar wat sy pyn nie kon verlig het nie. Job het van hulle gesê, julle is almal geneesheers sonder waarde. Dank God vir vriende wat goed bedoel. Maar as hulle jou pyn vir slegs 1 uur kon beleef,
dink ek sou hulle dalk jou dingetjie verander het rondom jou. Stel hulle net een keer in jou plek om te voel wat jy voel vanaand, Sissa. Wat jy vanaand voel, Boeta, die innerlike pyn te ly wat jy ly, en dan sou hulle vir jou sê, hoe op aarde kan jy dit hanteer? Ek sou nie kon hanteer waardeur jy gaan nie. Elkeen van ons stap 'n pad. Elkeen van ons het ons ellende. Elkeen van ons het maar 'n sakkie op ons rug. Ek het al soveel keer vir mense gesê, tyd genees niks nie. En dan is daar die cliché wat mense mos altyd sê, wanneer iemand dood is, of wanneer iemand deur dinge tans gaan, tyd genees alles. Jy word aangesê om uit te hou, 'n glimlag op jou bakkies te sit, en te wag vir tyd, om jou pyn te verdoof. Maar ek vermoed dat al die reëls en clichés oor eensaamheid uitgedink is deur gelukkige mense wat nog nooit gelei het nie. Dit klink goed. Dit is nie waar nie. Tyd genees niks nie. Luister baie mooi. Tyd genees niks nie. Net God genees. Hoor jy wat ek vanaand vir jou sê, waar jy sit en luister, net God genees. En wanneer jy ly, sal tyd slegs die pyn vererger. Dae en weke gaan verby. En natuurlik sal hierdie lyding voortduur. En die seer wil nie weggaan nie. Maak nie saak wat die kalender wys nie. Tyd mag die pyn dieper in die verstand indruk. Maar een herinneringkie bring dit maar net dalk weer na vore. Eerlikwaar, Boeta, Sissa, luister vanaand. Eerlikwaar. Dit help nie veel om te weet dat Christene voor jou deur die eeue heen gelei het nie. Ja, jy kan identifiseer met die lyding van die Bybelkarakters wat geweldige beproewinge van pyn oorleef het, maar wetend dat ander deur groot gestryd gegaan het, veroorsaak nie dat die hartseer in jou eie hart, in jou eie lewe stil gaan word nie. As jy lees hoe hulle seëvierend uit hulle stryd gekom het, en jy steeds nie, dra dit net by tot jou eie hartseer. En dit laat jou voel asof hulle baie naby aan God was om sulke verhoring op hulle gebede te kry. Maar dit laat jou en my onwaardig voor die Here voel. Omdat jou probleme natuurlik voortduur, ten spyte van al hierdie geestelike pogings. Dink ek aan dubbele probleme. Ai. En hoor my vanaand, mense kry nie net een keer seer nie. Die meeste mense wat ek ken, wat ly, kan vir jou ook ander wonde wys in hulle lewens. 'n gebreekte hart is gewoonlik 'n teer hart, 'n kwesbare hart. Dit word maklik gebreek omdat dit nie beskerm word deur 'n harde dop nie. Daar's nie 'n dop om dit nie. En ek wil vanaand vir jou sê, teerheid. En nou moet jy mooi hoor wat ek nou gaan sê. Teerheid word verwar met kwesbaarheid deur die harde dophart. Want stilheid word misgis met swakheid. Stilheid word misgis met swakheid. En 'n algehele oorgawe van jouself aan iemand anderste word verwar
met 'n te sterk oorkom. En hoor vanaand die hart wat nie bang is om sy beloftes vir liefde te erken nie, word verkeerd verstaan as te seksueel georiënteerd. Ons lewe in 'n baie seer en krom verwarde tyd. En dit volg dan dat 'n sagte hart wat uitreik na liefde en begrip die menslikste is om te breek. Harte wat oop en vertrouend is gewoonlik die wat die seerste gemaak word. En ek gaan baie goed sê vanaand. Harte wat oop en vertrouend is, kry die seerste. Want hierdie wêreld is vol mans en vroue, wat die liefde wat aan hulle gegee was, uit 'n hart wat sag en liefdevol is, verwerp het. En daardie sterk harte dop harte wat steeds niemand vertrou nie. Harte wat so min gee. Harte wat altyd bereken. Harte wat altyd manipuleer en selfdienend is. Harte wat bang is om te waag. Daardie harte word selde gebreek. Hulle word nie seer gemaak nie, omdat daar niks is om seer te maak nie. En ek hoop jy hoor wat ek vir jou sê, en jy verstaan uit watter plek ek uitkom vanaand, want hulle is te trots en selfgesentreerd om toe te laat dat iemand hulle op enige manier laat lei. En hulle gaan rond en hulle breek harte en trap op die kwesbaarste siele wat hulle lewens aanraak, bloot omdat hulle self te dik en te dom in die hart is. En dink almal behoort net soos hulle te wees. Die harde harte hou nie van trane nie. Hulle haat verbintenis. Hulle voel versmoor wanneer gevra word om hulle eie harte te deel. Ek gaan nou iets sê en nou gaan jy vir my sê, wat bedoel jy hierdeur? Hou net vas in jou stoel. Hartebrekers kom nie maklik daarmee weg nie. Ek praat vanaand met jou wie seer gekry het. Wie dalk nou tans seer het. Deel van die pyn wat 'n gebroke hart moet ly is die gedagte dat 'n oortreder, die hartebreker gaan wegkom met dit alles. En die hart sê ek is die een wat seer gemaak en gewond is. Ek is die een wat sit met alles, maar ek is die een wat die prys moet betaal vanaand, Stef. Want die oortreder kom skotvry los. Waar hy moet betaal vir wat hy gedoen het, betaal hy nie. En dis die probleem met kruise. Die verkeerde een word dikwels gekruisig. Maar God hou boek. En op die oordeelsdag, luister, sal die boeke gebalanseer word. Maar selfs in hierdie lewe betaal hartebrekers en die wat mense skade doen 'n baie hoë prys. En dalk het iemand jou hart gebreek. Dalk sit jy met 'n stikkende hart oor 'n stieffamilie of 'n stiefkind of 'n situasie en jou hart is stikkend. Maak nie saak om watter opset en situasie vanaand nie. Ek wil vanaand vir jou sê, die Here praat met jou en met my. Maak nie saak hoe hulle probeer om hulle skadelike dade te probeer regverdig nie. Ai, en is dit nie, hulle sal altyd opstaan om dit te wil regverdig. Hulle kan nie die roepstem van die een wat hulle seer gemaak het uitdoof nie. Soos die bloed van Abel wat uitgeroep het uit die grond, kan die roepstemme van 'n gebroke hart die grens van tyd en ruimte deurdring
en hoor wat ek vanaand vir jou sê. Hy kom en hy deurdring dit en die hardste van harte te terroriseer. Ek het gesien dat hartseer word gewoonlik veroorsaak deur volslae leuns. My nommer verskyn op die platforms op Facebook, sal julle sien, Karen de Klerk, dis nou my verloofde. Sy plaas my WhatsApp nommer daar en Renier Pieterse en Elmarie en Ivan op TikTok. As julle op ons groepe wil kom, daar's my nommer, vat hom en stuur 'n boodskap en ons laai op die groep. En vanaand se boodskap gaan nie 'n video wees nie, dit gaan 'n preekformaat wees wat ek daar plaas sodat jy dit kan deurlees. Dit word veroorsaak deur volslae leuns. Hartseer word gewoonlik veroorsaak deur iemand wat leuns bring. En dit breek en dit maak harte seer. En elke leenaar moet uiteindelik voor die regterstoel gebring word. Is daar salf vir gebroke harte? Jy wat vanaand sit en jy stikken, is daar genesing vir hierdie diep innerlike hartseer van eensaamheid en dalk skuldgevoel of dalk van stikkend en flenters? Kan die stikke weer teruggesit word en die hart self sterker gemaak word? Kan die persoon wat so 'n verskriklike pyn en lyding beleef het, uitstyg bo die as van depressie en 'n nuwe kragtige manier van lewe weer vind? Ek wil vanaand vir jou sê, ja, verseker, ja. Dis nog nie te laat nie, dis nie die einde nie, absoluut ja. En indien nie, dan sou God se woord alleen en God self 'n leenaar wees, want dit kan nie wees nie. Maar laat my toe net om 'n paar gedagtes met jou te deel, om hoe jou hartseer vandag te hanteer. Hou op om te probeer uitpleis en waarom jy seer gekry het. Wat met jou gebeur het is 'n baie algemene kwelling onder die mensdom. Jou situasie wat jy vandag deurgaan is glad nie uniek nie, dit is die weg van die menslike natuur. Of jy reg of verkeerd was, beteken op hierdie stadium absoluut niks nie. Al wat eintlik nou vanaand saak maak, is jou gewilligheid om aan te kan beweeg in God se verborgde werking in jou lewe en dit te kan vertrou. Want die Bybel sê in 1 Petrus 4 vers 12 tot vers 13, geliefdes, verbaas julle nie oor die vuurgloed van vervolging onder julle wat tot julle beproewing is dien nie. Asof iets vreemds oor julle kom nie, maar na mate julle gemeenskap het aan die lede van Christus, moet julle bly wees. Hoor wat sê hy hierso? Ek wil vanaand, jy moet dit nie mis nie. Moet julle bly wees sodat julle ook by die openbaring van sy heerlikheid met blydskap kan jubel. Vriende, God is 'n getroue God. God het nie beloof om jou pynlose manier in die lewe te gee nie. Hy het jou 'n uitkoms beloof. Hy het beloof om jou te help, om jou pyn te kan dra, krag om jou terug op jou voete te tel, wanneer swakheid jou laat wankel vanaand. En heel waarskynlik het jy gedoen wat jy moes. Jy het in die wil van God beweeg, en ek wil jy moet hoor wat ek vanaand vir jou sê. Eerlik jou hart gevolg. Jy het met 'n oop hart daarin gegaan, gewillig om jouself te gee. Liefde was jou motivering, en jy sit en jy luister nou.
En jy het nie die wil van God geaborteer nie. Iemand anderste het. Iemand anderste het kom wegvat. Iemand anderste het die mooi kom breek. As dit nie waar was nie, sou jy nie die een wees wat so hartseer is nie. Jy's hartseer. Omdat jy probeer het om eerlik te wees. En jy kan nie verstaan waarom dinge in jou gesig opgeblaas het, as dit gelyk het of God jou die hele tyd gelei het nie. En jou hart vra vanaand, waarom het God toegelaat dat ek in die eerste plek in hierdie posisie beland het? As hy dan, en hoor my, en ons harte vra dit dan, waarom het God toegelaat dat ek hierin beland het? As hy geweet het, dit sou nooit reg uitgewerk het nie. Hoekom? Maar die antwoord is vanaand baie duidelik, en ek wil hê jy moet hoor wat ek vir jou sê. Judas was geroep deur die Here. Hy was bestem om 'n man van God te wees. Hy was self uitgesoek deur die saligmaker. Hy kon magtig gebruik geword het deur God. Hy was self uitgesoek deur God. Maar Judas het God se plan vir sy lewe geaborteer. Hy het die hart van Jesus gebreek. Wat begin het as 'n pragtige, perfekte plan van God, het in 'n rampspoed geëindig, omdat Judas gekies het om sy eie pad te loop. Trots en hardkoppigheid het die plan van God, wat in werking was, verydel. So ek wil vir jou sê, laat vaar vanaand alle skuldgevoelens. Hou op om op 'n plek te kom in jou lewe om jouself te veroordeel. Hou op om te probeer uitpleis wat jy verkeerd gedoen het. Wat jy nou dink, is wat werklik by God tel. Dis wat tel. Jy het nie 'n fout gemaak nie. Dit is meer waarskynlik dat jy te veel gegee het. Soos Paulus moet jy sê, al word ek terwyl ek julle oorvloediger lief het, minder bemin, in 2 Korintiërs 12. Tweedens, wil ek vanaand vir jou sê, Boeta Sissa, herinner jouself daaraan dat God presies weet hoeveel jy kan hanteer. En hy sal nooit toelaat dat jy breekpunt bereik nie. Ons liefdevolle Vader het gesê in 1 Korintiërs 10, geen versoeking het julle aangegryp behalwe menslike nie, maar God is getrou, wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie, maar hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee, sodat julle dit sal kan verdra. Die ergste soort laster is om te dink dat God al jou pyn, al jou lyding veroorsaak het. Dat dit die hemelse Vader is wat jou nou tigtig. Dat God dink jy het nog 1 of 2 gebroke harte nodig voor jy gereed sal wees om sy seëninge te ontvang. Dit is nie so nie, dit is twak. En dit is waar dat die Here die wat hy lief het tigtig. Maar tigtig is net vir 'n tydperk en is nie bedoel om jou natuurlik te laat skade ly nie. God is nie die outeur, en ek wil even nou mooi hoor wat ek nou vir jou sê, God is nie die outeur van die verwarring in jou lewe nie. Jy ook nie. Dit is 'n menslike gebrek. Dit is eintlik die vyand wat, jy weet, hierdie onkruid saai in jou veld van onderneming. Dit is die misleiding in iemand anders te naby jou wat geloof in God verloor het. Die vyand probeer ons seermaak deur ander mense, net soos hy probeer het om Job seer te maak deur 'n ongelowige vrou.
God waak oor jou met 'n onwrikbare oog. En elke beweging van jou en my, Boeta Sissa, word gemonitor. Elke traan word opgevang. En hy identifiseer met al jou pyn. Hy voel alle hartseer. En hy weet wanneer jy aan genoeg teistering deur die vyand blootgestel word. En hy tree in en hy sê, genoeg, wanneer die hartseer en pyn jou nie langer nader aan die Here trek nie, wanneer dit in plaas daarvan begin om jou geestelike lewe af te breek, beweeg God in, en ek glo vanaand, God is besig om in te beweeg, en 'n groot werk vir jou te doen. Hy sal nie toelaat dat 'n vertrouende kind van hom ondergaan, omdat hy te veel pyn en angs in sy siel het nie. Wanneer dit begin om jou groei te verhinder, moet God optree, en vir jou en jou vir 'n rukkie uit die stryd uitlig. God sal nooit toelaat dat jy wat luister in jou trane verdrink nie. Hy sal nie toelaat dat jou hartseer jou verstand laat agteruit gaan nie. Hy beloof om betyds te kom, om jou trane af te vee, en vir jou blydskap in plaas van hartseer te gee. En sy woord sê saans, vermagtige ween, maar smorens is daar 'n gejuig. Psalm 30 vers 6. Ek wil derdens sê, wanneer jou seer, wanneer jou hartseer, wanneer jou pyn die ergste is, gaan na jou binnekamer en huil al jou bitterheid uit. Dit klink nou so onsensitief. Jesus het geween. Petrus het geween bitterlik. Petrus het saam met hom die hartseer van die Seun van God gedra. Hy het alleen op die berge rondgedwaal, bedroef geween. Daardie bittere trane het binne in hom heerlike wonderwerk in verander. Hy het teruggekom om die koninkryk van Satan te skud. Een vrou wat 'n mastektomie deurgegaan het 'n boek geskryf genaamd Eers huil jy. Eers huil jy. Onlangs het ek met 'n persoon gepraat wat ingelig is dat hy terminaal kanker het. Die eerste ding wat jy doen, het hy gesê, is om te huil tot daar geen trane meer oor is nie. En dan begin jy nader aan Jesus beweeg, totdat jy weet, sy arms hou jou styf vas. Ek gaan nog iets sê. En moet my mooi hoor as ek dit vir jou sê. Jesus kyk nooit weg van 'n huilende hart nie. Hy het gesê, gebroke en 'n verslae hart sal u, o God, nie verag nie. Psalm 51 vers 19. Nie een keer. Ek wil vanaand vir jou sê, sal die Here sê, jy weet, ruk jouself reg. Staan op en neem medisyne. Byt op jou tande en droog jou trane af nie. Nee, Jesus vang elke traan op in sy ewige kryk. Is jy hartseer? Erg. Gaan dan voor hom en huil. En hou aan huil totdat die trane ophou vloei. Maar laat daardie trane slegs uit 'n hartseer spruit en nie uit ongeloof en uit selfbejammering nie. En ek gaan vanaand vir jou sê, jy gaan opstaan en God gaan herstel bring. Iets wat ek geleer het is om jouself te oortuig dat jy sal oorleef. Vierdens, dat jy sal oorleef en jy sal daar uitkom, dat lewend of dodend, jy behoort aan die Here.
Die lewe gaan aan. Jy sal verras wees hoeveel jy kan verdra as God jou help, Boeta. Geluk is nie om sonder pyn en hartseer te leef nie. Glad nie. Ware geluk is om te leer hoe om eendag op 'n slag te leef. Een dag op 'n slag te leef ten spyte van jou hartseer, ten spyte van jou pyn. Dit is om te leer hoe om in die Here te juig. Maak nie saak wat in jou verlede gebeur het nie. Jy mag verwerp voel. Jy mag verlate voel. Jou geloof mag swak voel, mag swak wees. Jy mag dink jy lê om uitgetel te word soos in 'n bokskrat. Hartseer, trane, pyn en leegheid mag jou en my soms insluk. Maar God is steeds op sy troon, hy is steeds God. Jy kan jouself nie help nie. Jy kan nie die pyn en die hartseer keer nie, maar ons God sal na jou toe kom en hy sal sy liefdevolle arms om jou plaas en jou uitlig om jou weer in jou hemelse plekke te sit en hy sal jou verlos vanaand, luister, uit die vrees vir die dood. Hy sal hierdie deel van hom, sy eindelose liefde, aan jou kom openbaar. Ek wil vir jou sê vanaand, kyk op en bemoedig jou, self in die Here. Wanneer die mis jou omring, en jy nie die weg uit jou dilemma kan sien vandag nie, leun terug in die arms van Jesus. Leun terug en vertrou God. Hy moet dit alles doen. Hy wil jou geloof hê, hy wil jou vrymoedigheid, hy wil jou hart opheil, hy wil dit alles hê. Jesus het my lief. God het jou lief vanaand. Hy is met jou. En ek wil vanaand vir jou sê, hy sal nie teleurstel nie. Hy werk nou alles uit. Ek sal nie teneergedruk wees nie. Ek sal nie verslaan wees nie. Ek gaan nie 'n slagoffer van Satan wees nie. Ek sal nie my verstand of my rigting verloor nie. God is aan my kant, God is aan jou kant vanaand. Ek het hom lief. En hy het my lief. Hy het jou lief. Ek wil afsluit om sê die kern van die saak is geloof. En geloof berus op een absolute. Elke wapen wat teen jou gesmee word, sal niks uitrig nie. En ek wil vanaand dankie sê, Here, dat geen wapen wat teen hom of haar gerig word, sal niks uitrig nie. Dankie dat hierdie seer stikkende harte vanaand na u toe gebring word. Dankie dat ons seer en ons trane kan neer uitstort in u kruik en van bitter na beter. Van ongeloof in geloof, van donker na lig, van swak na sterk. Dankie vanaand, Here, dat u dit vir hom en haar doen. Dankie dat jy hulle wonde genees. Dankie dat jy haar harte herstel. Dat jy hierdie flenters harte kom genees. Ek eer u vanaand. Ek eer u vanaand. Vir die sagtheid van die Heilige Gees. Dankie dat jy hom omhels, haar omhels, en hulle styf vashou. Hulle alleenheid, hulle seer, oplig, oprig en herstel.
in Jesus se naam. Amen. Kyk uit om môre 8:00 saam met jou te bid vir daai gebedsversoeke. Nog nie op ons groepe is nie. My nommer verskyn. Stuur vir my boodskap, ek laai op die groepe. Dit is lekker gewees om vanaand saam met jou te kuier en ek kyk uit om môre aand weer saam met jou te kuier. Goedheid en guns. God bless.